Goeiedag en baie welkom by vandag se erediens. Ek bid dat dit vir jou 'n besondere ontmoeting met God sal wees en dat jy iets van God se genade en sy liefde in hierdie oomblik ook sal ervaar. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die geleentheid wat ons het om u woord bymekaar te kan kom. Dankie vir u liefde en vir die genade. Ons bid Here dat u ons in ons saamwees sal seën, dat ons ook nou na u woord gaan luister. Lei ons daarin om ook goeie grond te wees waarin hierdie woord van u sal val. Ons bid dit in afhanklikheid van u alleen. Amen. Nou, dink jouself in dis Vrydagmiddag. Dink 'n bietjie terug aan Vrydagmiddag. Jy's op pad terug huis toe. Maar daar's nog 'n klomp goed wat in jou kop spoel. Iewers is daar WhatsApp wat vir jou sê, ek gee hier aan aandag. Jy wonder, is daar genoeg by die melk by die huis, moet ek dalk melk op pad huis te koop. Die kinders se huiswerk is klaar, maar volgende week is daar weer dalk 'n ding, of 'n toetsreeks, of 'n taak, of dit is ons snoepiebeurt by die kleuterskool en ons het nodig om vir volgende week daai en daai voor te berei. Of in ons geval, die kinders is volgende week by die huis. So, dit gaan nog 'n tawwer week vir ons wees hierdie komende week. En met al hierdie oorweldiging, met al hierdie dinge, met al hierdie inligting ook wat van verskillende kante na ons kant toe kom, kan 'n mens ook vra, maar wie is ek? Waar pas ek in en ook hoe speel hierdie rol van God se woord in my lewe 'n rol? Wat se impak maak dit? Is dit iets wat ek bære vir 'n gedeelte van my week en dan stoom ek verder die res van die week, of is daar iets wat regtig binne my kan posvat, wat ek kan deel maak van my wese? En hoe doen ek dit? En ek dink dan is hierdie gedeelte juis vir ons vandag. Ons gaan vandag saam lees uit Markus 4. En ons lees daarso van vers 1 tot vers 20. En ek gaan dit vir ons uit die 2020 vertaling uit voorlees. Hy het weer begin om hulle langs die see te onderrig. Daar het toe so 'n groot skare om hom saamgedrom, dat hy op die see in 'n boot gaan sit het. En die hele skare was op die strand langs die see. Hy het hulle dikwels deur gelykenisse geleer en deur sy lering vir hulle gesê, luister julle, kyk, 'n saaiër het uitgegaan om te saai. Tydens die saaiery het 'n deel van die saad langs die pad geval en voëls het dit gekom en dit opgepik. En 'n ander deel het op 'n rotsagtige plek geval waar daar nie baie grond was nie, en dit het dadelik opgekom, omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son opkom, is dit verskroei. Omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 'n Ander deel het tussen die dorings geval en die dorings het opgekom en dit verstik en dit het nie vrug voortgebring nie. En nog ander saad het op goeie grond geval en dit het opgekom, gegroei en 'n opbrengs gelewer. Een 30, 'n ander 60 en nog 'n ander 100voudig. Toe het hy gesê, laat die wat ore het om te hoor, luister. Toe hy alleen was, het die omstanders saam met die 12 hom uitgevra oor die gelykenisse. En hy het vir hulle gesê, aan julle is die geheimenis van die koninkryk van God bekend gemaak, maar vir hulle daar buite word alles in gelykenisse gegee, sodat hulle sal sien en tog nie sien nie, en hoor en tog nie verstaan nie, en hulle nie terugdraai en vergewe word nie. En hy sê vir hulle, begryp julle nie hierdie gelykenis nie? Hoe sal julle dan al die gelykenisse verstaan? Die saaiër saai die woord. Die saad langs die pad is die mense by wie die woord gesaai word, sodat sodra hulle dit hoor, kom die Satan dadelik en neem die woord weg wat in hulle gesaai is. En die saad wat op die rotsagtige plekke gesaai is die mense wat die woord dadelik met blydskap aanneem wanneer hulle dit hoor. Maar hulle het nie wortel geskiet nie en dit hou net 'n rukkie. As verdrukking of vervolging vanweë die woord plaasvind, struikel hulle dadelik. En ander weer is die saad wat tussen die dorings gesaai is. Hulle is diegene wat die woord hoor, maar die bekommernisse van hierdie wêreld, die verleiding van die rykdom en die begeertes na allerlei dinge dring in en verstik die woord, en dit bly sonder vrug. Maar die saad wat op die goeie grond gesaai is daardie mense wat die woord hoor,
dit aanneem en vrug dra. Een 30, 'n ander 60 en nog 'n ander 100voudig. Ons lees tot daarso. Hierdie storie kan dalk vir ons ook al so oorbekend wees dat ons baie keer self nie weet wat daarin staan nie, of self ook herinner moet word in wat staan in hierdie storie. En eintlik is hierdie storie so eenvoudig. Dit is 'n saaiër wat saai en daardie saad is wyd gesaai in daai stadium sou mense reg na die herfsreën sou hulle gesaai het en eintlik sommer wyd gesaai het. Dit sou op die grond geval het of op die pad geval het of op rots geval het of tussen dorings en goeters geval het. En na die tyd sou hulle dan gekom het en hierdie saad kom omploeg het. En hierdie ploegwerk sou dan eintlik die plant gewees het. Maar die mense wat hierdie hoor sou onmiddellik dan bietjie angstig gewees het want net 'n kwart van hierdie saad val op goeie grond. En dan word hierdie eenvoudige storie eintlik 'n storie wat dieper word en waarin die disippels dan vir Jesus kom vra of die mense kom vra maar wat beteken hierdie? En hierdie word dan eintlik 'n goeie uitleg van hoe Jesus werk in sy gelykenisse. So ons sien dan iets hierso, die saad is altyd goed, dit is God se woord en dit het lewe, dit het die potensiaal vir transformasie om mens anders te maak, maar dit word nie altyd goed ontvang nie. En die probleem nie by die saaiër of by die saad nie, dit is die grond wat dan hierso verskil. Mens kan vra, maar hoe verskil hierdie grond? En 'n vraag waarmee ek gewerk het met hierdie gedeelte is juis ook om te sê, maar hoe help ek as gelowige dat ander mense goeie grond het om my? Hoe dra ek myself? Hoe gedra ek myself teenoor ander mense? Dat ek hulle kan help om hulle grond goed te kry, dat hulle kan ontvanklik wees vir God se woord. So ons ken hierdie verskillende tipes grond, aan die een kant die pad wat verhard is en vasgeloop is, dit is vas in 'n patroon, en mense sal seker ook maklik kan sê dat dit mense is wat hulle self teen die lewe wil begin panser, teen die lewe moet beskerm, 'n muur op te sit of 'n panser moet bou, sodat hulle nie kan seer kry nie. En dat mense so maklik in die gedeelte praat van die Satan kom en vat dit weg, maar eintlik is dit, my hart is verhard. Ek hoor nie hierdie gedeelte nie, want ek is so vas in my seer. Aan die ander kant die rots wat 'n vinnige emosionele reaksie het, maar geen diepte nie. Dit kan wees soos wanneer jy as jong gelowige oorweldig word deur my oorgawe aan God, maar daar's nie eintlik diepte om uit te tap nie, en dat ek eintlik ook maar nodig het om 'n gemeenskap om my te hê, by wie ek kan leer, by wie ek meer van God kan hoor, en iets van God kan raak sien. En gevaarlik ook dan kan raak wanneer die lewe dan gebeur, dat dit maklik onder my uitgepluk kan word, en ek kan vra, waar is God dan nou? Hoe het God my nou nie gehelp nie? Kyk, ek is so toegewyd aan hom, en waar is God dan nou in hierdie gedeelte? Die ander gedeelte, die dorings, is die lewe se sorge of rykdom of oorlading wat mens kan oorweldig en kan verstik. Dis juist die dorings van die lewe, dis druk, dit is politiek, dis werksdruk, dit is dinge wat al die vrolikheid en hoop uit 'n mens uitstap, en vra ek goed, maar waar is die goeie nuus heen? Waar is die hoop? So dis as mens na buite goed kyk heeltyd, wat maak dat ek nie daai goed kan hoor nie. En dan die goeie grond wat
hierdie woord van God luister en ontvang en volhard en daarin vrug dra. Mens besef as jy dan daarop terugkyk hoe die genade van God hierin inkom. Want in ons lewe weet ons nie altyd dat ons besig is met goeie grond nie, maar mense sien dit dalk terugwerkend. Of in die oomblik kan ek dalk net sê, jene, dit gaan nou hard met my, maar ek weet ek is nie alleen nie, ek is in God se hand. So die ding is, as ons kyk na die konteks van hierdie, is dit vir saaiboere, vir mense in Galilea wat dit geskryf is, mense wat die politieke en magsdruk ervaar het, mense wat duur moes betaal in belasting in die Romeinse ryk, en hierdie kleinboere het dan swaar gekry, en baie keer het hierdie mense so swaar gekry as gevolg van hierdie belastingdruk, en as gevolg van die politiek, dat die plase waarop hulle dan geboer het, was dalk eens hulle plase, maar nou is hulle huurarbeiders op hulle eie plase, omdat hulle so skuld gehad het in die samelewing, het hulle nie meer gewerk op hulle eie plase nie, is nou ander mense se plase waarop hulle werk. En tog gebruik Jesus dan ook hierdie beeld om hoop te gee vir mense wat vra, maar is dit die moeite werd om God te volg? Is dit die moeite werd om hiermee aan te hou, selfs al gaan baie verlore, selfs al bly net 'n kwart oor van die oes. So vir die eerste lesers, vir mense of hoorders, vir mense in Markus, vir mense of van Markus, vir mense in Rome, is bekend met hierdie vervolging, is bekend met hierdie wanhoop wat hulle kan ervaar, en is hulle in 'n koninkryk waar hulle afhanklik is van Rome of van die tempels of van die dinge, en hierdie gedeelte kom sê, maar God se koninkryk hang nie van daai goed af nie. God se koninkryk is gans anders. God bly steeds saai, hierdie oes behoort aan hom. Ons ken self ook hierdie spanning aan ons lyf. Het sy dit werksdruk is, het sy dit die kinders se druk is wat hulle ervaar, het sy dit politieke druk is, of mens net in winter ingaan en jy voel net nie meer so great nie, dalk het jy 'n bietjie iets van 'n seisonale depressie wat begin intree. Om te weet, ek goed, maar God bly saai. God bly hierdie goeie nuus, hierdie goeie woord, hoop eintlik met ons deel, dat ons verlos is binne God, en dat ons ook anders kan kyk na hierdie wêreld. Jesus vertel hierdie gedeelte nie as 'n individuele toets nie. Dis 'n verhaal eintlik vir die hele gemeenskap. So as ons moet vra, hoe hoor ons hierdie verhaal? Is dit hoe hoor ons as NG Verde Park hierdie gedeelte? Want hierdie saad val op die grond, en dis grond wat deel is van groter grond. En in ons gemeente is dit ook belangrik om te vra, hoe lyk ons gemeente se grond? Help ons mekaar om goeie grond te wees, help ons waar ons werk, dat ander mense goeie grond sal wees. Jy kan byvoorbeeld hierdie YouTube preek met hulle deel, of van die ander digitale media wat daar is met hulle deel, dalk 'n gebedsbegeleiding, iets wat ons net help om rustig te word voor God. Dis 'n manier om 'n stukkie van hierdie grond los te begin breek. Of dalk is jy een van die mense wat nie bederfbare kos na die kus van dankbaarheid gebring het. En dis 'n manier om te sê, ek glo hierdie oes is nie net vir my nie. Ek glo ek kan deel met ander mense. Ek kan hierdie oes uitdeel. Of wanneer ons saam by die gemeentefees gaan werk en ons hard werk, maar ook hard speel, hard saam lekker kuier, of hard ook die lekker dag saam geniet, of in die opbou daarna toe. Ons weet ek goed, ons werk saam eintlik aan iets wat groter as net onsself is. Dalk ervaar jy is moeg.
Dalk ervaar jy self iets tussen die dorings of iets tussen die pad. Dalk is jy nog net in die geloof en kyk al hierdie dinge uit. Weet ek dan hierdie saaier gee nie op nie. Die saaier bly saai. En dat daar hoop is in hierdie woord van God wat bly na ons kant toe kom. En dat ons met mense, ek wil sê gekonfronteer word, maar eintlik die geleentheid het om mense te ontmoet wat hierdie goeie nuus met ons deel. God gooi saad selfs op plekke wat nie ideaal is nie. En hy weet, met tyd en met sorg en met genade kan hierdie ook goeie grond word. In die slot van hierdie gelykenis sien ons iets van 'n wonderlike oes, 30 of 60 of selfs 100voudig. In Palestina is 10voudig reeds 'n goeie oes. En hierdie getalle is dan buitensporig. En dis getalle wat iets sê van die koninkryk van God. Dis nie skraal in die uitkoms nie. Dis oorvloedig, dis vrugbaar. Dit sê vir ons iets oor die verwagtings van ons wêreld, van dit wat die wêreld oplewer, maar dit wat ons binne God ook ervaar. Hoe gebeur dit? Dis nie deur meer preke nie. Dis nie deur meer dinge te doen nie. Maar dalk ook om te sê wie ore het, laat hom hoor. Laat ons luister, laat ons ontvanklik wees vir hierdie goeie nuus van God. Laat ons draers wees waarin ons grond oopmaak. Dat ons ook sal stil raak voor God. God sal toelaat om ons harte aan te raak. En juis ook deel van 'n gemeenskap wees waar ons die grond vir mekaar bewerk. Wat vra hierdie gelykenis van ons? Dalk dat ons stadig sal luister. 'n Omgewing wat oorstimulerend kan wees. Dat ons vrymoedig sal saai. Dat ons mekaar se grond sal versorg. Dat ons die oes sal saam vier, juis ook deur iets soos ons gemeentefees. En dat ons 'n anderste tipe kultuur sal wees. Dat ons anders sal wees as wat die wêreld verwag. Mag jy iets van hierdie groei op goeie grond in jou lewe ook ervaar. Ons bid saam. Ons dank Here dat U bly saai. Dankie dat U steeds moeite maak. Dankie dat ons steeds binne U kan wees. Seën ons, help ons om ook na U toe te draai en help ons om goeie grond vir U voor te berei. Ons bid dit in afhanklikheid van U alleen. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die kragvolle werking van sy Heilige Gees is met elkeen van ons. Mooi week vir jou verder. Totsiens.